Môre almal, welkom by Leefnuut. Ons gaan 'n bietjie kyk, veral vir die ouens van die disippele, gaan ons 'n bietjie kyk na wat gebeur nou in hierdie tyd, en wat is die tye waarin ons lewe, en hoekom dit belangrik is. Net so vinnig, ek het Sondag genoem van die fees wat nou kom, en die voorspellings van die wegraping, en ek het nogal genoem, dat selfs al is daar mense wat dit reg sou voorspel, sou die Here dit 10 teen 1 verander, net omdat dit nie 'n voorspelbare datum is nie, maar ek dink ek was 'n bietjie verkeerd, want iewerster gaan iemand dit reg hê, omdat ons glo dat die wegraping, of die koms van die Here, gaan plaasvind op die fees van die trompette, en ons weet wanneer die fees van die trompette is, dis elke jaar op dieselfde dag, selfde tyd van die jaar, so iewerster gaan iemand dit reg kry. Wat ek nie gesê het nie, is dat ek wil nie die idee gee dat, ag nee, daar is nog baie tyd, moenie bekommerd wees nie, dit glad nie. Ek dink die Here se koms is baie nader as wat ons dink. En kan dit nou plaasvind? Ja, hy kan. En ek het 'n verwagting in my hart nog steeds, dat dit vandag kan wees, saam met al die ander wat dit voorspel het. Dit kan vandag wees, dit kan môre wees. Die hele idee is, kom ons maak onsself gereed, wees gereed vir sy koms. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die belangrikheid van hierdie feeste. In Levitikus 23 begin die Here, hy sê vir Moses, praat met die Israeliete en sê vir hulle my feesdae. En dan hierdie feesdae, die naam daarvan is, dit kom van Yada, wat daar is, maar Moed is die Hebreëse naam vir die feeste, beteken eintlik appointed times, aangewese tye, spesifieke tye wat gegee is met 'n doel. En dan is daar 7 sulke tye, sulke dae wat die Here gegee het, wat hy sê, dit is die doelgerigte dae wat ek wil hê julle moet vier. En as julle gaan kyk na die verspreiding daarvan deur die jaar, is amper soos vakansie daar, dat die Here amper vir die volk sê, ek wil vir julle tye gee, wat julle 'n bietjie wegbreek, tyd saam met mekaar spandeer, tyd by my spandeer, lekker, ontspan, maar doelgerig om jou lewe reg te kry. Dis 'n groot ding, en ek dink dis 'n ding wat ons mis van vakansietye vir vandag. Vakansietye is nie net vir agteroor lê en jou eie ding doen nie, dis eintlik vir herstel, en dis om jou lewe reg te kry. Nou, vir die Jode is dit in die begin van hulle geestelike jaar, met Pascha, is dit 'n baie belangrike tyd om skoon te maak, spring cleaning kom daarvan, hulle is mos in die springtyd, en die lentetyd is daar die fees, hulle maak alles mooi skoon, gooi weg wat hulle nie nodig het nie, en dan, kom ons sê net, waar kom ek daarby uit? Vers 23 van hoofstuk van die Levitikus 23. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete die eerste dag van die 7de maand. Nou volgens die Hebreëse kalender, was dit nou eintlik gisterand nuwe maan, met die aanbreek van die nuwe maand, en dit is die 7de maand van die Joodse kalender, van die Hebreëse kalender. So, gisterand was eintlik die begin van hierdie fees, vir ons wat ingeplant is by die volk van die Here, as kinders van die Here, vanuit die heidene nasies uit. Ek dink daar's 'n vergunning vir ons om deel te hê daaraan, maar amper nie saam met die Jode nie. Die Jode doen dit soos gisteraan die 22ste sou hulle begin het met die fees van die trompette. Ons kom vanaand, as die son sal kom, ons as heidene saam, nie heidene nie, maar vanuit die heidene nasies, kom ons saam met hulle, want die Here het die Jode en nie Jode een gemaak. Dis vir eerste die Jode, so die 22ste gereserveer vir hulle, die 23ste kom vir ons by. Dit is wat die woord van die Here sê, die eerste dag van die 7de maand moet vir julle 'n buitengewone Sabbat wees, 'n herdenkingsdag
aangekondig deur die geskal van trompette, van ramshorings wat geblaas word. 'n Heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig op daardie dag nie. En julle moet 'n offergawe vir die Here bring. Dit is die eerste dag van 'n reeks feeste. En dis vir my so hartseer. Ek wil dit nie Joodse feeste noem nie, ek wil dit geloofsfeeste noem. Want ek dink nie dis net vir Jode nie. Ek dink dis vir elke een wat 'n kind is van die Here. Hierdie is vasgestelde tye. Die Jode vier dit nou nog. Die kerk is so arm, want ons het hierdie goed weggegooi. Ons het net gesê, die feeste wat in vervulling gekom het, wat iets beteken, dit gaan ons vier, soos die Paasfees en Pinksterfees. Kersfees is nie een van die feeste nie, maar dis die twee feeste wat die kerk vier. Maar ons is so arm mense, ons het onsself aan die voet geskiet. Ons het onsself verarm. Hoekom? Want die res van die feeste is doelgerigte feeste. Die fees van die trompette is 'n aankondiging dat die koning van die heelal gaan inbreek in ons wêreld om vir altyd saam met ons te kom wees, om ons te kom haal, om saam met hom te kom wees. Die koning van die heelal, die Messias, gaan weer terugkom. Die Jode glo dit ook. Hulle vier hierdie fees vandag vier hulle hierdie fees met 'n verwagting in hulle binneste. Die Messias gaan kom. En baie van die Jode het Jesus in die tussentyd al ontdek en wat glo, hulle Messias wat gekom het, wat hulle nie geken het 2000 jaar gelede nie, wat hulle nou leer ken het, hy gaan weer kom. En hulle glo hierdie ding met 'n verwagting, ouens, met 'n verwagting, meer as wat ons kan verwag. Verwag hulle Jesus se koms. En as dit nie vandag gaan plaasvind nie, dan sê hulle, dis okay, ons weet nie wanneer nie, maar ons gaan gereed wees. En ons as gelowiges van die heidene nasies af, ons as die kerk, wat sê ons is die kerk, die liggaam van Christus, ons is nie gereed nie. Ons maak onsself nie gereed nie. Nou tussen hierdie fees, die eerste dag, en dan die 10de dag, vers 26, die Here het vir Moses gesê, onthou, die 10de dag van hierdie 7de maand, is die dag van versoening, die groot dag van die Here. En dan, dit is 'n heenwysing na die groot oordeelsdag, wat almal voor die troon van die Here gaan kom. Jesus gaan weer kom, en vir 10 dae gaan daar 'n fees wees. En vir 10 dae gaan hy die skape en die bokke skei, en dan gaan hy sy troon bestyg, en dan gaan daar 'n oordeel wees. Nou vir ons Joodse vriende, is hierdie 10 dae verskriklik belangrik. Verskriklik. Van die trompette af, tot by die groot versoendag, Yom Kippur, maak hulle baie effort om hulle lewens skoon te kry, hulle lewens terug te kry aan trek vir saam met die Here, en om verhoudings uit te sorteer. Want dit gaan ook oor verhoudings, ons moet ons verhoudings skoon, so hulle gaan baie sterk oor, ons is nou skoon in verhouding met die Here, maar wat van ons medemens? Waar het ons mense kwaad gemaak? Kom ons maak reg wat verkeerd is. En dan, in hierdie tyd maak hulle baie moeite, 10 dae, wat hulle skoon maak in hulle harte, wat hulle skoon maak in hulle verhoudings, wat hulle versoening bewerkstellig met mense wat hulle geafronteer het, of mense wat hulle seer gemaak het, of hulle maak skoon. Kom ons vat dit as die volgende 10 dae, as 'n tyd wat ons 'n bietjie gaan skoon maak in ons eie harte. Ons harte skoon kry van veroordeling, ons harte skoon kry van teleurstelling, ons harte skoon kry van blaam, ons harte skoon kry van verhoudings wat seer gekry het. Kom ons doen dit in hierdie volgende 10 dae wat voorlê. Totdat ons oor 10 dae, 9 dae van nou af eintlik, dat ons saam met alle gelowiges in die wêreld die groot versoendag gaan vier. En dan kom daar nog 'n fees, ek gaan nie nou daaroor praat nie, maar daar kom nog 'n fees daarna, so 4 dae daarna, op die 14de, 15de dag van die maand, is daar nog 'n enorme groot, lekker fees.
Goed, wat wil ek vir julle sê? Vandag leef met 'n verwagting. Maak 'n geraas voor die Here. Neem dit as 'n rusdag vandag of môre. Neem dit as 'n rusdag as jy kan. Vat verlof, môre is 'n vakansiedag. Dis so eintlik amazing dat die Here dit vir ons gee op 'n vakansiedag, sodat ons kan afskaal van gewone werk, kan rus en by die Here kan uitkom en dat ons dit kan gebruik as 'n terugdinkdag. 'n Terugdinkdag oor al die groot dade wat die Here in ons lewens gedoen het. Al die groot dade wat hy in ons volk gedoen het. Al die groot dade wat hy vir sy volk Israel gedoen het. Groot dade van dat hy gekom het as die Messias. Groot dade wat hy gekom het om ons sonde te vergewe. Groot dade wat hy gekom het om op te staan en vir ons lewe te gee. Groot dade wat hy die hemele bestyg het met sy hemelvaart. Groot dade wat hy gedoen het met die uitstorting van sy Heilige Gees. Groot dade wat hy gedoen het om sy liefde, goddelike liefde in ons harte uit te stort. Dink terug aan al die groot dade wat hy gedoen het. Dink aan die groot dade wat hy in jou lewe gedoen het. Die waterskeidingsoomblikke toe jy hom ontmoet het, toe jy sy gawes ontdek het, toe jy wat ook al, 'n openbaring van die Here gehad het, 'n dag wat jy beleef het hoe die Heilige Gees jou kom volmaak het dalk. Onthou dit, bring dit in gedagtenis vandag en môre. Goed, ek hoop jy gaan 'n feesdag hê. Ek hoop jy gaan die trompet vat en dit blaas en 'n geraas maak vir die Here, want dit is 'n dag vol geraas en vol vreugde. Dis 'n dag wat hy, nou begin ek alweer, kyk, ek wil nou afgesluit het. Nou begin ek alweer. Dis 'n dag, die dag waarop die voorspelling is dat hy ons treur gaan verander in vreugde, en nie net in vreugde nie, maar in dans. Dis hierdie dag. Dis hierdie dag waar hierdie voorspelling gaan waar word. Vat dit as 'n vandag 'n inoefening, dat wanneer die Here jou treur, omswaai in vreugde, dat jy voor hom kan gaan dans en bly wees. En nou gaan ek afsluit. Lekker dag vir jou.